Goeiedag en baie welkom by vandag se Sinmaak sessie. Vandag gaan ons sin maak van Romeine 12 vers 9 tot vers 17. Vers 18 tot aan die einde van die hoofstuk het ook te maak met hierdie deel van die perikoop, waar ons fokus vandag alleenlik op die een en dan volgende week sal ons praat oor die volgende deel. In hierdie deel sien ons dat daar daadwerklik 'n riglyne vir gelowiges gegee word. En ons gaan saam sin maak ook daarvan. Maar kom ons lees eers saam. Julle liefde moet ongeveins wees. Verafskiet die kwaad, hou vas aan die goeie. Julle moet mekaar lief hê met innige broederlike liefde. Gaan mekaar voor in eer betoon. Moenie traag wees in julle toewyding nie. Bly geesdriftig. Hou vol om die Here te dien. Verbly julle in die hoop. Wees standvastig wanneer julle swaar kry. Volhard in gebed. Betoon meelewing met die behoeftes van die heiliges. Lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers. Ja, seën hulle. Moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met diegene wat bly is. Treur saam met diegene wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hoogmoedig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie wys wees in julle eie oë nie. Moet niemand kwaad met kwaad vergeld nie, maar rig julle gedagtes op dit wat vir alle mense goed is. Ons lees net tot daar. Paulus gee dan nou daadwerklik riglyne vir die nuwe lewe of 'n lewe as gelowige. En dadelik die eerste ding waarna mense dink wanneer ons hierdie lees, sien ons die woorde byvoorbeeld lief hê en ons moet lief hê en dan sê hy daar moet gasvryheid wees en eensgesind onder mekaar, moenie hoogmoedig wees nie. Ons sien ook verder dat praat hy van die seën vir die vervolgers. En dit alles spruit voort uit liefde vir mekaar. So dit lei ons dan uiteindelik om ook te dink aan 1 Korintiërs 13, waar hy dan nou praat van die liefde. So natuurlik, dit is 2 verskillende tekste, maar die teks van Romeine herinner ons baie daaraan as ons so daarna kyk. Goed, hy sê, julle liefde moet ongeveins wees. Nou hierdie liefde is broederlik, dit is broederlike liefde. Nee, is goddelike liefde. Dit is agape. So hierdie liefde is 'n goddelike liefde en dit, want ons sien daar is 'n verskeidenheid liefdes in die skrif. En hierdie liefde wat hy hierso van praat, is agape. Agape liefde. Moet ongeveins wees. Verafskiet die kwaad. So ons moet glad nie daar eers meer van hou nie. Soos verafskiet dit, vermy dit. Moenie daaraan vatkans gee nie. Die kwaad. Die kwaad hierso natuurlik verwys na die sonde, die bose, die slegte. Hou vas. Letterlik, hou vas. Vat met jou hand. Hou vas aan die goeie. Die goeie is natuurlik God, sowel as sy woord. Julle moet mekaar lief hê met innige broederlike liefde. Hierdie liefde is Philadelphia. So ons het also eerstens te maak met die goddelike liefde, die agape, en dan hierso sien ons die lief hê gekom uit die broederlike liefde wat daar is. So daar's natuurlik ook 'n liefde wat gevind word tussen 'n man en vrou en die seksuele liefde wat daar ook is tussen 'n paartjie. So daar's verskillende vorms van liefde in Grieks. En hierso het ons te maak met 2 van hulle, agape en Philadelphia. Nou Philadelphia is die innige broederlike liefde. So dit is liefde wat eensgesindheid bevorder. Dit is ook 'n liefde wat tussen broers en susters moet wees, wat uiteindelik onder een hoof is. En wie is ons hoof? Ons hoof is uiteindelik Jesus Christus. Gaan mekaar voor in eer betoon. So eer, ons sien daarin respek, ons sien daarin ook eerbied. So
Die gelowige moet dit alles betoon aan sy medebroers en susters in die geloof. Paulus sê dan hierso 'n baie mooi ding waar hy verwys na die traagheid. Moenie opdrag. Moenie traag wees in julle toewyding nie. Toewyding, dit is nou ons geestelike lewe. En in hierdie geestelike lewe is dit natuurlik kerkbywoning. Dit beteken ook gebed. Ons moet die heeltyd bid. Ons moet ook meeleef met mekaar. Ons moet ook behoeftes raak sien. So hierdie toewyding is alles wat nie traag moet wees nie. Ons toewyding in kerk, in gebed, in meelewing, in behoeftigheid. Die woord toewyding beteken bloot ek is toegewy aan 'n saak. Watse sake wil Paulus hier bevestig? Die kerk, die gebed, die meelewing, die behoeftes van spesifieke mense. Bly geesdriftig, hou vol om die Here te dien. Hoe dien ons die Here? Weer eens soos ons daar gesê, kerk, gebed, meelewing en die omsien na behoeftiges. So geesdriftig. Geesdriftig kan mens hier so in 2 deel. So dit is wanneer ons vuur en vlam is vir die Here. So ons is ywerig om sy woord te bestudeer. Ons is ywerig om sy woord te deel. Ons is ywerig om mekaar aan te moedig. Geesdriftig is baie belangrik dat ons ook 'n gedagte hou. Geesdrif hier beteken nie dat dit is 'n emosionele opsweping nie. So dit is nodig om soms ook emosie te beleef, maar dit alles gaan nie net oor emosie nie. Dis hoekom baie voorspoedsteologie kerke en baie kerke wat so oplewering veroorsaak in hulle sang en dan is daar danse en trompette en ek weet nie wat alles nie. En ek sê nie dis verkeerd nie, maar met dit kom gepaard die emosionele opsweping en dan dink mense dit is die geesdrif, die ywer, die vuur en vlam wat daar behoort te wees vir God. En dis nie so nie. Ons moet die Here aanbid. Ons moet aanbiddingsaande hê, worship soos wat in Engels sê. Ons moet aanbiddingsaande hê en dit lyk op verskillende plekke verskillend. In die dopperkerk gaan dit miskien 'n psalm, lied en 'n skrifberuiming wees, terwyl dit in 'n ander kerk wat ook die ware evangelie verkondig, dalk addisionele liedere is wat gesing word, wat skrifgetrou en skrifgefundeerd is. Maar dit moenie 'n opsweepery word en sê nou sê ek geesdriftig vuur en vlam vir God nie. Dit gaan ook oor die logika wat daar moet wees wanneer ons die Here aanbid. Dan gaan hy verder. Verbly julle in die hoop. Wees standvastig wanneer julle swaar kry, volhard in gebed. So in hierdie een vers is daar dan nou uiteindelik 3 oproepe. So hy sê eerstens verbly, dan sê hy tweedens standvastig te bly en derdens volhard. Verbly waar in die hoop, standvastig wanneer dit swaar gaan, volhard in gebed. Dit is die 3 fokus elemente wat ons sien in vers 12. So ons kan dit opsom deur te sê verbly, wanneer of waarin, in die hoop. Wees standvastig wanneer ons swaar kry. En dan laastens sê hy dan volhard in gebed. Dis 3 baie belangrike opdragte wat ons sien hierso. Maar nou moet ons besef dat hierdie hoop wat ons hierso van lees, wanneer hy sê hoop, hierdie hoop is nie 'n tydelike hoop nie, dit is 'n ewige hoop. Dit is nie 'n verganklike nie. So in dit sien ons hoe die Here dan nou ook uiteindelik vir ons 'n hoop gee, waarop ons dan nou kan vas staan, standvastig te wees in ons swaar tye en waarin ons ook kan volhard in ons gebed. Nou hierdie hoop is nie soos ek hoop maar ons kry vanaand kuiergaste.
Dit is nie daai tipe hoop nie, want daai hoop beteken dat dit kan of kan nie gebeur nie. Terwyl die hemelse hoop, die goddelike hoop wat daar is in hierdie deel ook verkondig dat dit is iets wat wel gaan gebeur en ons hoop daarop, dit gaan gebeur. God is nie soos 'n mens wat sy planne verander soos wat hy net die wind omwaai nie, met alle respek gesê. God is, hy staan vastig in dit wat hy besluit het, sy raadsplan, die verbond, en daarom kan ons vas staan selfs in swaar kry. Nou die swaar kry is natuurlik nie net finansiëel of materieel nie, maar dit is ook wanneer ons worstel met spesifieke elemente in ons verhoudings, in gebroke familieverhoudings ensovoorts. En dan volhard in gebed. Ons sien dat Paulus en Jakobus en Petrus ook baie erns maak met gebed. En hulle moedig die hele tyd die gelowige aan om te bid. Hoekom is gebed so belangrik vir 'n gelowige? Want dit is die vernaamste vorm van dankbaarheid. Ons bely dit ook saam in die Heidelbergse Katekismes, dat die Heidelbergse Katekismes is 'n B. Heidelbergse Katekismes van die dankbaarheid, gebed wat dankbaarheid is, die vernaamste vorm daarvan. Ons gaan verder, en Paulus wil vir ons hierso leer vanoggend, en hy sê, betoon meelewing met die behoeftiges van die heiliges. Lê julle toe op gasvryheid, ons kom terug na daai woord toe. En dan seën julle vervolgers, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Ek was in gesprek met iemand gewees, ek sal nou terugkom na die gasvryheid toe, maar ek was in gesprek gewees met iemand, en hierdie hele vers wat hierso handel, vers 14, seën julle vervolgers, ja seën. Dit is amper asof ons kan hoor hoe Paulus emosioneel is wanneer hy hierdie vers skryf. Want dink mooi daaraan, hy is 'n vervolger gewees. Dit is wat ook baie duidelik en mooi uit die gesprek uitgekom het. Ons moet daadwerklik sien en begryp dat Christus, of dat Paulus Christene en Christus vervolg het. En dan sien ons, want daar op die pad van Damaskus, dan vra Christus nie, hoekom, hy vra nie, waartoe gaan jy nou, of wie gaan jy nou volgende, maar hy vra, hoekom vervolg jy my? So, Paulus het Christene vervolg, en hoeveel te meer sal dit nie ook goed wees, as 'n gelowige sy vervolger seën nie. Want Paulus ken dit eerstehands. Paulus weet wat dit beteken om iemand te vervolg, en daarom juis moet hulle ook die Here se genade leer ken, en dit kan ervaar. En daarom seën ons ook die vervolgers. Nou om terug te kom na vers 13 toe. In vers 13 het ons 'n pragtige woord wat ons hier sien, wat sê gasvryheid. Nou gasvryheid is nie net soos wat ek en jy dit ken, waar ons net iemand groet, of ons sê vir hulle, hier is vir jou 'n koffie of 'n teetjie nie. Hierdie bedoeling van gasvryheid is letterlik, die betekenis daarvan, is liefde wat bewys word teenoor vreemdelinge. So liefde teenoor vreemdelinge, hierdie gasvryheid getuig dan van liefde teenoor vreemdelinge. En dan hoeveel te meer sien ons dan dit nou ook voortvloei na vers 14 toe, wat die vervolgers is, en dan ook uiteindelik wees bly saam met diegene wat swaar kry. Hy praat van die eensgesindheid, so al die gasvryheid vloei ook voort in daardie elemente. En dit getuig ook dan uiteindelik van hoe Christus nie gasvry was teenoor mense soos ek en jy nie. Soos waar ons daadwerklik nie die Here geken het nie, en ons is vreemdelinge. Paulus sê op 'n stadium in Romeine, ons was vyande van God. En omdat ons vyande van God was, beteken dit dat ons is vreemdelinge, ons ken hom nie, ons is vervreemd van hom. En Christus kom en hy betoon gasvryheid. Hy betoon die liefde, die genade, die langmoedigheid van die Here. Betoon hy aan my en jou ook vandag. Ons lees verder. Wees bly saam met diegene wat bly is, treur saam met diegene wat treur. Nou daar sien ons bly en bly, treur en treur, en daarso is 'n verband daarin, in terme van die meelewing. Ons moet meeleef met mekaar. Maar ons sien dit nie baie in die kerk nie, want elkeen is so gedrewe deur die eie ek, dat ek veel eerder wil hê mense moet vir my vra, hoe gaan dit met my,
as wat ek bly is of as wat ek treur saam met ander. Daar is daadwerklik iemand wat bly is oor een of ander iets wat plaasgevind het in hulle lewe en ons behoort saam met hulle bly te wees bly saam met hulle. Terwyl daar's ons mense wat deur swaar worsteling gaan en daar moet ons ook saam met hulle treur. Ons is nie 'n eenman saak nie, dis 'n besigheid. Wat ons is 'n gemeenskap van gelowiges. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hoogmoedig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Hierdie nederigheid getuig ook van daardie elemente van diensbaarheid, maar saam met diensbaarheid ook die gasvryheid. Daarin sien ons dit ook. Moenie wys wees in julle eie oë nie. Hierdie eie oë, dit is daai eie menslike verstand, daai eie ek sal self, daai eie ek wat die hele tyd net sê ek sal dit alles self doen. Ek het niemand anders nodig nie. Ek gaan ook nie my redding by God kry nie. Ek kry dit sommer met myself. Ek sal dit doen. Dan word dit nou weer wettisisme. Wettisisme wat dan daar plaasvind. Hoogmoed sluit dan nou direk aan met hierdie vers 16 se A en se B. Sluit dan so mooi by mekaar aan. Hoogmoedig, die eie ek in ons eie oë moet wys wees nie. Alles net self te wil doen. Moet niemand kwaad met kwaad vergeld nie, maar rig julle gedagtes op wat vir alle mense goed is. Hierdie vers dui baie mooi daaraan dat ons ewigheidsperspektief moet hê. Ons moet kyk na wat is goed vir die mense om my, wat is goed vir die gemeenskap van gelowiges, wat se goeie dinge is daar, sodat ons kan opbou, terwyl ons opkyk en mekaar ondersteun. Ons lees net tot daar, maar volgende week sal ons nou sien dat vanaf vers 18 kom daar verskillende elemente na vore wat aansluit. Byvoorbeeld hier waar God sê, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld. Dit sluit baie mooi aan ook uiteindelik by vers 17, sowel as 16 en 15. En dit vandag sin maak. Ek hoop hierdie deel van Romeine het ook vir elkeen van julle sin gemaak en dat ons sal lewe ook in dit wat ons leer van God en die riglyne van 'n gelowige. Tot volgende week. Totsiens.